Dis vir ons so lekker dat julle hier is. Die van julle wat my nie ken nie, my naam is Willie. En ek wil sommer net vir almal aanlyn weer net hallo sê. Ons begin vandag met 'n 8 weke reeks wat gaan oor Openbaring 1, 2 en 3. En so die fokus eintlik van hierdie is die briewe aan die kerk. En die fokus is eintlik dat ons vir die volgende 7 weke na elke brief gaan kyk wat vir 'n kerk geskryf was. Dis letterlike kerke waarvoor hierdie briewe geskryf was. En so vanoggend gaan ons 'n inleidende boodskap doen eintlik rondom Openbaring 1. En vanoggend gaan dalk so 'n bietjie anders lyk vir die van julle wat weet, ek het 3 punte en so aanmoediging, is ek het in die einde 3 gedagtes. So moenie worry nie, dit kom. Maar ons gaan meer soos 'n Bybelstudie vandag doen, mooi stelselmatig deur Openbaring 1 werk. En so ek wil jou aanmoedig eintlik in hierdie volgende 8 weke dat jy jou Bybel sal saambring. As jy jou Bybel het, is jy welkom al by Openbaring 1 oop te maak, want ons gaan eintlik maar net daar wees. Maar ek wil jou aanmoedig, as jy lank terug die Bybel kerk toe bring het, want ons gee raamwerke en ons gaan dit nog steeds doen, wil ek jou aanmoedig, bring jou Bybel saam. Ek wil jou aanmoedig dat jy in jou Bybel goed omkring en onderstreep en notas maak, sodat soos jy die skrif lees, dat eintlik iets in jou sal wakker word van wat die Here vir ons in hierdie boek kom wys. So ek wil jou aanmoedig, dit gaan vir 8 weke wees, vanoggend is ons net in Openbaring 1, en ek is opgewonde oor wat die Here wil kom doen. So kom ons sluit die oë en ek bid vir ons, en dan gaan ons verder aan met hierdie diens. Here Jesus, dis vir ons 'n voorreg om na U te nader, Here. Dankie Here dat U iets soos U liggaam geskep het, die kerk, waarna toe ons kan kom, Here. En so ek bid so, Heilige Gees, dat U vir elkeen so bewus sal maak, U het 'n rede, U het 'n plan vir ouens in die gebou en aanlyn, met hoekom hulle hier is vandag. En so ek bid dat U hulle sal ontmoet waar hulle is vandag. Party van ons is op 'n wonderlike plek, Here, met U, party ons ken U glad nie. En ek bid, Here, dat U bonatuurlike werk sal doen en almal sal ontmoet waar hulle is vandag. Mag ons bemoedig word met hierdie wonderlike boek wat U vir ons gee, hierdie openbaring, Here Jesus, wat U vir ons kom gee. Mag U vir ons 'n dringendheid gee en 'n honger om hierdie woord te bestudeer. En mag U enige vrese of onsekerheid of duidelikheid, Here, kom verwyder. Dankie Here dat U saam met ons is. Ek bid so, Here, dat U vir ons sal help, dat U ook verheerlik sal word in hierdie tyd wat ons so saam gaan wees. Ek kom vra dit, Here, in Jesus naam. Amen. Amen. Alright. Nou, in my voorbereiding het ek eintlik op so 'n bietjie 'n snaakse quote afgekom. Het was my so half humoristies en hulle het 'n studie gedoen, eintlik al die kerkmense. Wat is die boek in die Bybel wat jy die meeste graag wil hê oor gepreek moet word? En bo aan daai lys was Openbaring. Okay? Wie van julle wil 'n preek sê oor Openbaring? Net so 'n paar van julle. Okay. So daar was 'n studie, alright. Maar toe het hulle 'n ander survey gedoen, 'n ander studie, en hulle het al die predikante gevra, wat is die boek wat jy glad nie oor wil preek nie? En bo aan daai lys was ook Openbaring. En is nou hierdie tension in die kerk. En eintlik die rede daaroor is daar is soveel verskillende oortuigings van hoe mense Openbaring sien. Daar's soveel verskillende oortuigings, verskillende sienings, verskillende definisies wat alles uit skrif ondersteun word. En ek dink dit maak ons in ons geloof eintlik baie de mekaar en angstig om die boek te lees. En my hoop vandag is soos ons letterlik hierdie 20 verse so gaan saam lees, is dat jy sal sien, jy het nie 'n graad nodig om hierdie boek te verstaan nie. Met vrede wil ek vir jou sê, ek het dit so baie nou tussen die dienste vir die eerste ouens gesê, daar's goed in Openbaring wat ek nie eens verstaan nie. En ek dink nie jy moet die boek lees met die gesindheid jy gaan alles verstaan nie. Ek dink jy moet die boek lees met die gesindheid, Heilige Gees, ek bid dat hierdie woord vir my sal oopbreek, dat ek sal verstaan wat U inskryf. U het hierdie boek vir ons gegee vir 'n rede. So help my Here dat ek dit lees. Ek het met 'n paar ouens na die diens gepraat daar buite, wat gesê het, wil jy ek hierdie boek begin lees, en ek het so in die middel opgehou. Sê ek soos, dis die slegste ding wat jy kan doen. Okay, maar daar in die middel is dit waar dit baie sleg gaan. Okay, is nie great nie. Okay. En so jy moet ten minste lees tot by Openbaring 20, dat jy by die opgewonde en die oorwinning goed kom, wat so al deur hierdie moeilike goeders gaan trek. Maar daar's so 'n wanpersepsie rondom hierdie boek. En ons hoop so is dat in die volgende 8 weke, dat al doen ons net die eerste 3 hoofstukke, dat daar iets van 'n dringendheid by jou sal ontwikkel. Vir Here, help my dat ek hierdie boek sal lees. Navorsing wys dat dis 95% plus. Dis eintlik, hulle skat eintlik 98% van Christene het nog nie die Openbaring van begin tot einde gelees nie. En so in hierdie kerk waar daar dalk 800 mense is, beteken dat daar's regtig 'n handjie vol groepe. Dit sal effektief beteken dat in hierdie hele kerk het net die mense in daai verse blok effektief Openbaring al deurgelees. En my hoop so met vanoggend se boodskap is dat die Here iets in jou hart sal kweek, dat jy sal sê, Here, help my dat ek hierdie boek vandag sal gaan lees. Dat dit wat U in gebeure het, dit is deel van die 66 boeke wat U vir ons in die woord gegee het, dat ons dit sal lees. So ek wil jy opgewonde maak. So vanoggend gaan 'n bietjie anders te lyk. Ons gaan letterlik so deur die Bybel lees. So as jy die Bybel het, kan jy regtig by Openbaring 1 oopmaak. Ons gaan so deur die verse lees, ek gaan vir jou verduidelik wat dit beteken, en heel aan die einde gaan ek sommige goeders net weer uitlig wat ons uit dit uit kan vat. So ek wil begin by Openbaring 1 vers 1.
wat begin met Jesus, wat Johannes skryf. Hy sê, wat hier volg is deur Jesus Christus geopenbaar. God het die openbaring oor wat binnekort moet gebeur vir hom gegee, om aan sy dienaars bekend te maak. Jesus het toe sy engel gestuur om sy dienaar Jesus dit alles te laat sien. Nou belangrik wat jy moet weet is, hierdie is die openbaring, dis nie die openbarings van Jesus nie. Baie mense praat, dis al vir tegniese ding, maar dis een revelation. Hy het een openbaring gegee oor al hierdie goeders wat moet gebeur. Hierdie profetiese woord het die Here vir ons gegee. Dis soof sy laaste woord wat hy vir ons beklemtoon. Dis nie klomp goed nie. Daar's klomp goed binne in hierdie openbaring wat hy vir ons gee, maar baie mense praat van het jy al die openbarings gelees? Dan sê ek so, ek weet nie wat se Bybel daai staan nie, maar in ons Bybel is dit die een openbaring. Dis 'n belangrike beginsel is Jesus gee vir ons hierdie laaste woord, die profetiese woord wat meer oor hom openbaar as enigiets anders in skrif. En jy moet nie hierdie mis nie, dit gaan oor God het die openbaring oor wat binnekort moet gebeur. Dit is deur Christus gegee, dis iets wat binnekort moet gebeur en hy het dit aan Johannes bekend gemaak. So hierdie openbaring, revelation in die Grieks is soos ons kry die woord apocalypse. Almal het al gehoor van apocalypse, dis eintlik nogals nie 'n vreemde term in die Nuwe Testament nie, maar die oorspronklike Grieks vir hierdie openbaring revelations is apocalypsis. Kom 18 keer in die Nuwe Testament voor en dit beteken to disclose, to reveal, om bekend te maak, om te openbaar en hierdie hele boek gaan oor om Jesus vir jou bekend te maak, om hom vir jou te openbaar en die goed rondom die uittyd voor Jesus weer terugkom vir jou te openbaar. En so, dis 'n baie belangrike boek wat ek en jy moet bestudeer as ons meer van Jesus wil weet. My hoop so met hierdie vandag se boodskap en my gebed vir jou vir vandag was dat die Here honger in jou hart sal kweek dat jy sê ek gaan hierdie week gaan ek die boek lees. As jy 'n koffie gaan maak en jy gaan sit en jy begin die boek lees, vriende, dit gaan jou nie langer as 45 minute. Party van julle gaan dalk 'n uur lees en dis ook reg, dis nie issues nie. Dit gaan jou nie langer as 'n uur vat om hierdie boek te lees nie. En my hoop so is dat die Here jou honger in jou hart sal kweek om te sê, Here, help my dat ek in hierdie volgende 8 weke elke week die boek Openbaring sal lees. Dat hierdie openbaring van wie Jesus is vir jou oopgebreek sal word. En my hoop so, ons gaan net fokus op hoofstuk 2 en 3 vir die volgende 7 weke. Maar dat soos jy hierdie boek lees, dat die openbaring van die Here vir jou in verskillende maniere sal deurkom. Hoofstuk 2 en 3 word geopenbaar hoe Jesus sy kerk lei en regeer en beheer het oor sy kerk. Hoofstuk 4 tot 5 gaan oor die verheerliking van Jesus, hierdie verheerlikte lam wat aanbid word in die ewigheid, in die troonkamer van die Here. Hoofstuk 6 tot 18 gaan oor hy wat die regter is, wat oordeel van God oor die aarde uitstort. Wat die wraak van God eintlik wanneer God terugkom eintlik kom uitdeel. Hoofstuk 19 en 20 gaan oor hy wat die koning is van konings, die Here van heersers. Hy wat die bruid is, die bruidegom is om sy bruid te kom haal. En dan hoofstuk 21 en 22 is so hierdie openbaring van Jesus wat die beeld is van die nuwe Jerusalem en die nuwe aarde. Dis die openbaring van wie Jesus is. En die slegte realiteit is die meerderheid van ons het nog nie hierdie boek eers deurgelees nie. En jy moet nie skuldig voel vandag nie, ouens, jy moet besef, Here, ek het uitgemis. Hoeveel jaar loop ek al op pad saam met U en ek het uitgemis omdat ek net nie hierdie boek gelees het nie. Mag die Here iets in jou hart wakker maak en sê, Here, help my dat ek hier wil gaan lees. Maar vers 1 sê, wat hier volg is deur Jesus geopenbaar, Jesus Christus geopenbaar. God het die openbaring oor wat binnekort moet gebeur vir Johannes, vir hom gegee om aan sy dienaars bekend te maak. Jesus het toe sy engel gestuur om dit aan Johannes, sodat hy dit alles moes sien. Wie van julle het al die Bybel gelees en jy sê so dit gaan binnekort gebeur? Wie van julle het dit al gelees en gewonder, soos, ons is nou 2000 jaar later, Here, ek weet nou nie heeltemal hoe hierdie binnekort in Jesus se term beteken nie. En die engel sê dit, shortly after, sal hierdie gebeurtenisse gebeur het. En ek dink baie van ons sou gewonder het, soos Here, maar moes hierdie nie al gebeur het nie? Dit is nou 2000 jaar later, ek verstaan 1000 jaar is so dag soos die Here en 'n dag soos 1000 jaar. Maar ons verstaan nie lekker wat hierdie beteken nie, maar die Grieks vir hierdie beteken eintlik nie dat dit is iets wat nou van hier af vinnig gaan gebeur nie. Dis nie hoe jy daai moet lees nie. Ek hoop ek sê dit reg. Die Grieks is entakai is die Griekse woord vir daai shortly, daai binnekort wat ons daar lees. En dit word eintlik gekoppel aan 'n tachometer. Dis eintlik 'n ref counter soos ons dit in karre ken. Dis wat hulle 'n tachometer call. So it's an instrument that measures the rotational speed of a shaft or a disc, typically displaying the reading of RPMs. En dan sê hulle, once the event starts, there will be a velocity to it. En so, dis nie noodwendig dat ons Openbaring moet lees dat die goed moes vinnig gebeur het na Jesus het gesê het omtrent 90 jaar na Christus nie. Dit was meer geskryf in die lig dat wanneer jy die goed in hierdie boek begin sien, moet jy weet dat die goed wat definieer word in die boek vinnig op mekaar sal gebeur. So die oomblik wanneer die eindtye tekens eintlik sigbaar begin raak, moet jy weet dat die eindtye is naby. En ons moet seker maak dit wat die Openbaring ons oor waarsku dat ons sal reg wees vir dit. So hierdie binnekort moet gebeur was in die lig van wanneer jy die tekens en die geboortepyne van wat ons in Openbaring lees sien, moet jy weet dat soos die gebeurtenisse in Openbaring gedefinieer het, dit vinnig op mekaar ook sal volg.
Maar dan gaan hy aan in vers 2, hy sê Johannes is die getuie wat God gesê het en wat Jesus Christus bevestig het en hy is die getuie van alles wat hy gesien en gehoor het. Nou sommer net interessant, daar's 36 keer in Openbaring wat Johannes sekere goeters sien. 36 keer. 27 keer, hy sien iets en dan maak dit nie vir hom lekker sin nie en dan sê so asof die Here dit vir hom sê 27 keer. En dan is daar 11 keer wat die Here vir hom herinner binne in hierdie klomp gebeurtenisse wat gebeur, wat die Here hom 11 keer herinner om te hou om hierdie neer te skryf. Ek dink dit was omdat Johannes oorweldig was. Hy was net so, Here, dit is ongelooflik hoe groot u majesteit en u realiteit is. Dit is ongelooflik groot hoe hierdie eindtyd gebeurtenisse gaan uitwerk. En ek dink dit was oorweldig dat die Here hom 'n paar keer moes herinner, Johannes, onthou nou weer, jy moet hierdie neerskryf, want jy moet hierdie vir mense wys. En so daar's klomp kere wat die Here 'n interaksie het met Johannes, hierdie apostel Johannes, wat die evangelie Johannes geskryf het, in 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, en dan ook Openbaring. En dan kom ons by 'n belangrike vers. Almal is belangrike verse, maar seker het regtig bietjie meer verantwoordelikheid. Vers 3, lees ons Johannes skryf, hy gesê, Jesus sê, geseënd is die een wat die woorde van hierdie profesie lees. Dit sal nou ek wees, wat dit vir jou lees. Okay, jy kom ook, moenie worry nie. Alright. En die mense wat dit hoor, daar's jy. Okay. Maar dan belangrik, en wat dit ter harte neem, wat daarin geskrywe staan, want die eindtyd is naby. Geseënd is jy, wat hierdie lees, hierdie profetiese brief lees, en dit hoor, en dit ter harte neem, want die eindtyd is naby. Vriende, as jy nog nie Openbaring gelees het nie, is my hoop sodat jy hierdie vers sal vat en sê, Here, help my dat ek hierdie boek sal lees. Nie dat hierdie boek belangriker as enige ander boek in die Bybel is nie. Daar 66 boeke wat vir God belangrik is. Maar dit is die enigste boek waarin God 'n belofte maak dat daar seëning is. Dis die enigste boek wat Jesus sê, hoor, geseënd is jy as jy hierdie boek lees. En die realiteit is die meerderheid van ons Christene het hom nog nie van hoofstuk 1 tot hoofstuk 22 gelees nie. So, mag die Here iets in jou hart wakker maak, Here, help my dat ek dit sal lees, dat ek dit sal hoor vandag en dat ek dit ter harte sal neem oor die eindtyd naby is. En so Openbaring 22, die laaste hoofstuk vers 7 bevestig Jesus hierdie. Hy sê toe kyk, ek kom gou. Geseënd is elkeen wat die woorde van hierdie profetiese boek ter harte neem. Nou Louis Talbot, dis 'n skrywer gewees. Hy het dit so gesê. Hy het gesê many people, Christians, treat the book of Revelations like they treat the priest and Levite in the story of the Good Samaritans. So I say they treat the book of Revelations like the priest and Levite treated the man who was beaten and robbed in the story of the Good Samaritan. They pass by it on the other side. The devil has thousands, if not millions of people away from this portion of God's word. En ek dink dit is so waar. Ek dink baie van ons Christene is soos, wat moet ek lees? Wat moet ek lees? En ons het al die boeke is 'n opsie. 65 van hierdie boeke is 'n opsie, maar Openbaring is amper nooit vir ons die boek nie. En mag hierdie reeks iets in jou hart wakker maak van, Here, help my dat ek iets self kom openbaar in hierdie boek vir 'n belangrike rede. Help my dat ek dit sal lees. Vers 4, dit gaan oor die aanhef van die brief van Johannes aan die 7 gemeentes in die provinsie Asië. Hierdie is, soos ons Turkye ken, dis min of meer 30-40 kilos van die kus van Turkye af. Dit was baie klein dorpie, hierdie eiland Patmos en waar Johannes dit van skryf, maar hy skryf dit vir die gemeentes wat eintlik reg rondom hierdie area is. Letterlike gemeentes. Die boek Openbaring, hierdie openbaring wat Christus gee, is vir hierdie gemeentes geskryf wat van toepassing is op God en sy kerk. En so dis hoekom ons vir 7 weke hulle hierdie gaan bestudeer en gaan evalueer, Here, waar is ons in hierdie opdrag wat U vir hierdie kerke dit gee? Maar Johannes, dit is van Johannes aan die 7 gemeentes, soos ons dit in Turkye ken. En dan skryf hy die volgende inleiding. Hy sê, genade en vrede vir julle van hom, wat is en was en wat kom, die Here, ons God, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde, wat uit liefde vir ons het hy deur sy bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Nou, dis asof Johannes hier die 3 eenheid wil definieer. Wat ek nie 'n probleem het met nie, ek dink dis hoe ek dit ook interpreteer. En dis baie interessant eintlik, as jy getalle in Openbaring wil bestudeer, is dit ook 'n baie cool studie. Dit is eintlik 'n baie interessante beginsel. Eintlik in die eerste hoofstuk sien jy hierdie 3 eenheid en die konsep van 3 is eintlik baie in die eerste hoofstuk en die konsep van 7 is reg oor Openbaring eintlik meer as 50 keer kom hierdie getal voor, hierdie heilige getal wat gedefinieer word. Maar dan in hierdie skryf Johannes, hy sê genade en vrede vir julle van God, hom wat is, wat was en wat kom. Maar dan ook van die 7 geeste voor sy troon. Nou, baie van ons as hierdie lees ons soos wil, hier is dit nou. Wat beteken hierdie? Wat moet ek nou maak met hierdie 7 geeste? Ons weet van die een gees, die Heilige Gees, en nou kom die boek en hy praat van die 7 geeste. Wat moet ek nou met hierdie maak? En so, daar's 3 verskillende, of eintlik primêr 2 verskillende oortuigings rondom hierdie gedeelte.
Die meerderheid van die ouens oortuiging is, dis eintlik die volledigheid, dis wat 7 beteken, die volledigheid, die completeness, die volheid van die Heilige Gees. En so, in Jesaja 11 vers 2, lees ons eintlik hierdie, hulle noem eintlik dit die deugde, of die eienskappe, die karaktereienskappe van die Heilige Gees, wat die volheid van die Heilige Gees eintlik definieer, wat die teenwoordigheid van die Gees is, die wysheid van die Gees is, die insig van die Gees, die raad van die Gees, die krag van die Heilige Gees, die kennis van die Heilige Gees en die eerbied van God, vir God van die Gees. En so, die meerderheid ouens oortuigings is dis die volheid van die Heilige Gees voor die troon van God. In hierdie deugde, hierdie eienskappe van die Heilige Gees. Maar daar is ander ouens wat oortuiging is dat hierdie was eerder die 7 engele wat voor God se troon eintlik hom aanbid het en wat later in Openbaring uitgestuur word. Nou, my enigste probleem met daai is Johannes probeer baie duidelik eintlik in hierdie gedeelte die drie-eenheid definieer, eintlik in hierdie gedeelte in vers 4. En so om dan eintlik binne in hierdie definisie van 'n drie-eenheid 7 engele in te bring, is net nie in lyn met soos ons dit verstaan nie. So, maar wil jy moet dit weet, daar's baie ouens wat oortuiging is hierdie is eerder die engel, die 7 engele wat eintlik gedefinieer word, dink ek in hoofstuk 5. Nou, as jy engele gaan bestudeer in Openbaring, gaan jy sien ek dink daar's meer as 70 keer word daar na engele spesifiek en die werking van engele in Openbaring gedefinieer. Dis hoekom baie ouens sal dink dat hierdie definieer eintlik die 7 engele. Maar ek wil jou aanmoedig aan doen jou studie. My oortuiging in hierdie is dit praat van die volheid en die volle deugde, die volle eienskappe van die Heilige Gees, die volledigheid van die Gees voor die troon van God. En so dit sal dan lees genade en vrede vir julle van hom, God die Vader, wat is en wat was en wat kom, en van die volheid van die Heilige Gees voor die troon van God en van Jesus Christus wat die drie-eenheid van Jesus eintlik vir ons bevestig. Maar dan sê hy uit liefde vir ons het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos. Die evangelie, die sentraliteit van die kruis is ook in Openbaring is. En is deel van die goeie nuus wat Jesus ons eintlik iets kom maak as gevolg van hierdie wonderlike voorreg dat Christus ons eer maak met hom, kom gee hy vir ons ook 'n verantwoordelikheid wat ek dink so in lyn is met die laaste 3 weke waaroor Petrus ook gepreek het. Van wat ons moet doen. Hy kom sê ons hy het ons verlos van ons sondes en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader. Party vertaling sê daai koninkryk as konings. So dit lees dan en hy het ons hom as konings en priesters gemaak vir God die Vader. Laat my so dink aan 1 Petrus 2 waar Petrus sê dat julle daarteen, die volgelinge van Jesus, is die uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, 'n eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig. Van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Barmhartigheid beteken weer eens die oordeel wat ek en jy verdien weerhou God van ons. En in plek van dit gee hy vir ons genade. Hy gee vir ons verhouding en liefde en vergifnis en versoening met Jesus. En so wat Johannes hier skryf is genade en vrede vir julle van die drie-eenheid God. Uit liefde vir ons het Jesus ons deur sy bloed van ons sondes verlos en hy gee vir ons hierdie opdrag dat ons as konings en priesters in hierdie wêreld moet leef. En dan sê hy aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. En so uit in hierdie boek en hierdie Openbaring is dit in lyn met die evangelies dat Christus het ons losgemaak van ons sondevriende. Hy het ons verlos van ons sonde en ons die opdrag gegee, die 2 Korintiërs 5 opdrag, die boodskap van versoening dat ons dit vir mense sal gee. Dit is ons opdrag waar ons nog vandag is in Openbaring 1. Ons moet as konings en priesters hierdie heilige uitverkore volk, hierdie priesterdom van God moet ons uitleef. Maar dan gaan hy oor na vers 7 toe, wat amper 'n volgende belangrike vers in hierdie hoofstuk is, en dit is in die Afrikaanse Bybel word dit gedefinieer die tema van hierdie boek. Dis die tema van hierdie boek. Hy skryf vers 7, kyk, hy kom, Jesus, met die wolke en al die mense sal hom sien, ook hulle wat hom deurboor het, en al die volke van die aarde sal oor hom in selfverwyd weeklaag. Ja, dit is seker. Ek gaan dit weer vir jou lees. Hierdie is die belangrike, die tema van hierdie, hoekom hierdie boek geskryf is. Kyk, hy kom met die wolke en al die mense sal hom sien. En so jy moet so 'n paar notas maak. Jy moet amper sê, okay, hy kom met die wolke. Jy moet dalk hy met onderstreep. En dan moet jy sê al die mense sal hom sien. So die hele wêreld gaan weet as Jesus terugkom. Ook hulle wat hom deurboor het, ook die mense wat nie vir Jesus volg nie. En dan skryf hy 'n interessante ding en al die volke van die aarde sal oor hom in selfverwyd weeklaag. Ja, dis seker. Die engel skryf dit, die engel sê, and all the tribes of the earth will mourn because of him. En so daar so 3 merkies wat jy moet maak. So Here, hoekom gebeur dit so? En ek dink die eerste ding, ek dink, voor ons na Daniël kyk, daar's meer as 300 verwysings in Openbaring van Ou Testament boeke. So uit hierdie 300 verwysings word daar verwysings geneem uit 24 van die Ou Testament boeke. Die meerderheid van hulle kom eintlik maar uit Daniël uit. Nou spesifiek een van die verse wat ek vir jou uit Daniël wil lees, wat praat oor die koms van Jesus, skryf hy in Daniël 7 vers 13 en hy sê, my nagtelike visioen het voortgeduur en daar het in die wolke iemand aangekom, iemand soos 'n menslike wese.
Hy het na hom toe gegaan wat ewig lewe en is voor hom gebring. En aan die menslike wese is die heerskappy en die eer en die koningskap gegee, sodat al die volke, nasies en taalgroepe hom sou dien. Sy heerskappy is ewige heerskappy en dit sal nie tot niet gaan nie. Sy koningskap sal nie ophou nie. Daniël het klomp jare voor Jesus selfs op die spel was, het hy al hierdie woord gegee van hierdie is wie hy sien, wie kom. En so die tema van hierdie boek herinner ons vriende dat Jesus kom weer. Nou, weer eens in Openbaring kringe kan ons almal dalk verskillende oortuigings hê van hoe hierdie gebeur. Party ons oortuiging is die kerk en daar's nou 3 verskillende oortuigings. Party ons oortuiging is die kerk gaan die wêreld beter maak en die wêreld gaan al hoe beter en beter en beter raak tot Christus weer terugkom. Party ons oortuiging is die Here gaan in die wegraping kom voordat hy as wederkoms kom en daar gaan 1000 jaar van vrede wees en baie ons oortuiging is dis hoe Jesus gekom voor die wederkoms gaan gebeur. En dan is al eintlik die groep ouens wat glo soos nee, ons is in die eindtyd as kerk en die volgende gebeurtenis is dat Jesus gaan weer kom. En so in my oortuiging vriende, die ding wat daarmee saamstem is Jesus kom weer. En dis waaroor hierdie boek gaan, hy kom weer. En die bekommernis wat ek en jy hier moet vind is daar's 'n volk wat sê and all tribes of the earth will mourn because of him. Daai met jou pla. Hoekom sal iemand as Jesus terugkom mourn? Hoekom sal iemand weeklaag? Hierdie was vir my interessant in die Afrikaanse vertaling. En so in Matteus 24 kom Jesus in vers 27 en hy sê die koms van die seun van die mens sal wees soos 'n weerligstraal wat in die ooste uitslaan en 'n hele ligruim tot in die weste verlig. Weer eens so 'n bevestiging wanneer Jesus kom sal almal weet hy kom. Hoe dit gebeur kan ek vir jou sê nie. Ek dink Openbaring bring iets voor van die grootheid van wie God is. En so wanneer hy na hierdie klein aardbol toe terugkom, dink ek die hele wêreld gaan weet hy is hierso. In Matteus 24 net 'n bietjie verder skryf Jesus kort na die verdrukking van daardie tyd sal die son verduister word en die maan sal nie skyn nie, die sterre sal uit die ruimte uitval en die kragte van die hemelruim sal ontwrig word. Dan sal die teken van die seun van die mens in die hemelruim verskyn en al die volke van die aarde sal verslae wees. Hulle sal die seun van die mens op die wolke van die hemel sien kom met groot krag en majesteit. Die groot trompet sal weer klink en hy sal sy engele uitstuur om sy uitverkore volk bymekaar te maak uit die 4 windstreke van elke hoek van die aarde af. En so hy kom. En wanneer Jesus kom haal hy sy mense uit. Nou, die een kommentaar was vir my eintlik baie mooi daai. Dis interessant dat Openbaring skryf hy kom met die wolke. Nou, die definisie daar eintlik in die oorspronklike Grieks is nie dat dis die voertuig wat Jesus gebruik nie. Dis eintlik met 'n gesamentlikheid. Dis eintlik wat hierdie woord beteken. Hy kom met 'n hy kom saam met iets. En so Hebreërs 12 definieer eintlik vir my of wat hierdie is. Buiten dat in Matteus 24 sê Jesus is baie daar, hy kom vol krag en majesteit. Skryf Hebreërs 12 sê therefore we also since we are surrounded by a great cloud of witnesses. Dink wanneer Jesus kom, gaan dit weer saam met die saints, saam met die gelowiges. Die hele Hebreërs 11 gaan oor hierdie gelowiges. En ek dink wanneer Jesus kom met die wolke, kom hy met 'n wolk van gelowiges. Die saints wat gehoorsaam was aan hom, het saam met hom gehoorsaam was en hom geken het en volgehou het in Jesus, kom saam met Jesus wanneer hy weer kom. Maar dan is daar hierdie gedeelte wat sê and all the tribes of the earth will mourn because of him. En die vraag wat jy vra hoekom? Nou, daar's 2 groepe mense wanneer Jesus terugkom ons. In Openbaring 6 lees ons vers 15 tot 17 van een groep. Dit sê die konings van die aarde, die hoofamptenare en die opperbevelhebbers, die rykes en die magtiges, ja al die mense, slawe en vryes, het in die grotte en onder die kraanse van die berg gaan wegkruip. Toe Jesus kom, het hierdie ouens gaan wegkruip. Hulle het vir die berge en dis in Openbaring 6, so hier is die profetiese woord wat nog sal wees. Hulle het vir die berge en die kraanse gesê, val op ons en bedek ons vir die oë van hy, vir hom wat op die troon sit en van die troon van die lam. Die groot dag waarop hulle die oordeel sal voltrek, het aangebreek en wie sal staan en kan bly. En so daar's 'n groep mense wanneer Jesus gaan kom wat nie reg is nie ons. Wat 'n storie met God nie reg is nie, wat die vrees van die oordeel van God gaan weet. Die dag wanneer Jesus kom gaan hulle weet dis te laat. Maar dan is daar 'n ander groep. Hoopelik is my hoop so dat jy wat vir Jesus ken, dat jy hierdie sal weet. In Jesaja 25 lees ons vers 8 tot 9 lees ons die volgende. Jesaja skryf, hy sê, "You will swallow up death forever, and the Lord God will wipe away tears from all faces. The rebuke of his people he will take away from all the earth. For the Lord has spoken, and it will be said in that day, behold, this is our God. We have waited for him, and he will save us. This is the Lord. We have waited for him. We will be glad and rejoice in his salvation." En so hierdie opsomming, hierdie tema van hierdie brief herinner ons, vriende, wanneer Jesus kom, gaan daar mense wees wat treur en rou en in vrees wil wegkruip, omdat hulle nie vir God ken nie en weet die oordeel van God sal op hulle wees. Maar dan is daar, my hoop so as dit jou storie is, dat jy sal wees wat sê, ek ken vir Jesus, en ek wag, en ek is opgewonde vir hom wat hy kom, en ek sien uit na hierdie
hierdie wonderlike gebeurtenis wat heel moontlik, ons gaan nou sien hoe Johannes reageer teen hierdie, heel moontlik ook op ons gesig gaan lê. Ons gaan heel moontlik ook angstig wees en vrees hê. Maar dit gaan 'n goddelike vrees en 'n agting wees vir die grootheid van God, en ek dink in sy grootheid gaan dit ons nog steeds net oorweldig. En die vraag wat jy eintlik hier by vers 7 moet evalueer is, in watter groep is jy ons? Watter groep is jy? As wanneer Jesus vandag terugkom, gaan jy in die groep wees wat wil wegkruip om met hom nie ken nie, of gaan jy 'n persoon wees wat uitsien en opgewonde is dat hierdie magtige koning ken ek persoonlik, en ek gaan vir die res van ewigheid saam met hom wees. Hy gaan aan in vers 8, dan sê Jesus, ek is die Alfa en die Omega, sê die Here God, hy wat is, wat was en wat kom, die Almagtige. Hierdie Almagtig, dis my so mooi. Ons gaan aan die einde van die diens gaan ons ook oor hierdie lied sing, maar die Almagtigheid van Jesus word beklemtoon in Openbaring. Almag, die Almagtigheid, Almighty, kom 10 keer in die Nuwe Testament voor. 9 van die 10 keer is dit in Openbaring. Openbaring gaan oor hierdie almag van die Here, wat geopenbaar word, hierdie Almagtigheid van Jesus, vir wie ons persoonlik kan ken. My hoop so, deur al hierdie, begin nou iets in jou wakker word, soos, ja, ek moet hierdie boek lees. Ek moet hierdie boek lees, dit praat van ongelooflike goed van wie Jesus is. Maar dan gaan hy oor na ander, interessant, Johannes wil homself vereenselwig eintlik net met die kerk vir wie hy skryf. Hy skryf vers 9, ek Johannes is julle medegelowige en deur ons verbondenheid met Jesus het ek saam met julle deel aan die verdrukking en aan die koninkryk en die volharding. Ek was op die eiland Patmos, waarin ek verban was omdat ek die woord van God en die getuienis van Jesus verkondig het. En so, hy was vervolg, as apostel. Hy was vervolg omdat hy Jesus verkondig het en 'n getuie was vir Jesus. En toe hulle hom nie doodkry nie, het hulle hom verban eintlik na hierdie eiland toe, waar God hom ontmoet het. En dis daar waar Jesus waar God hom eintlik ontmoet, en vir hom hierdie openbaring gee, wat ons dan nou vandag ook ken. Hy skryf op vers 10, op die dag van die Here, wat ons ken as die Sondag, is ek deur die Gees meegevoer, in die Engels skryf dit, I was in the Spirit. En soos in die Grieks, skryf hulle eintlik nie die the nie. Ek dink ek het dit geweet en ek het dit vergeet en toe ek nou weer oplees, dus dit is eintlik vir my interessant. So die Engels skryf hulle eintlik, I was in spirit. En so, dis nie dat ons net, ons beleef iets mooi van die Gees nie, nee, soos Johannes was weggevoer, soos ons dit in Afrikaans sal lees. Hy was meegevoer in die Gees, sodat die Gees eintlik vir hom hierdie openbaring kon gegee het. En in hierdie hoor hy toe 'n harde stem, soos 'n geluid van 'n trompet, wat sê, skrywe wat jy sien in 'n boek op, en stuur dit vir die 7 gemeentes. Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Hierdie is boeke, weer eens sien ons hier, die Here herinner hom. Nou, Johannes, skryf neer, ons moet dit vir hierdie boeke stuur. En dan draai hy om, Johannes, in vers 12. Hy sê, ek het omgedraai om te sien, wie is dit wat met my gepraat het, en toe ek omgedraai het, het ek 7 goue staanlampe gesien, en tussen die lampe iemand soos die seun van die mens. Nou, Johannes het dadelik geweet wat hierdie 7 goue lampe beteken. Ek dink vir ons is ons soos die 7 lampe wil jy, wat is nou die storie hier? Ek weet nie, nou, die 7 goue lampe vir Johannes was baie bekend, dit was die menorah, die menorah, die lig staan wat in die tempel lig gegee, dit was die bron van lig in die tempel, dit is die lampstaande wat hulle in die tempels gebruik het om lig te gee. En so, daar is so 'n simboliese definisie hier, dat Christus wat tussen die lampstaande deur beweeg, wat eintlik die kerke verteenwoordig, is 'n simboliese teken dat hy wil die lig in sy kerk wees, in hierdie donker wêreld waarin ons leef. Daar sien jy iets anders wat die bron van lig is nie, wat die bron van krag is nie, wat die bron van duidelikheid is nie. Hy wil die bron van die lig in hierdie kerke kom wees. En dis tog wat Jesus sê, ek is die lig vir die wêreld. Dis eintlik 'n opdrag vir my en jou, wat hy in Matteus 5 sê, is dat ons lig so laat skyn, dat wanneer mense ons sien, dat God verheerlik sal word. Dis deur sy kerk wat Christus eintlik in die lig wil kom wees. Maar hy kom beskryf eintlik in Johannes 13 iets van wie Jesus is. Dis wat ons sê, die hele boek gaan oor, hy openbaar vir wie Jesus is. En so daar's 4 karaktereienskappe wat Johannes eintlik van Jesus definieer hier. In vers 13 definieer hy dit die Christus se majesteit. In vers 14 definieer hy Christus se reinheid, sy skoonheid, sy purity. In vers 15 definieer hy Christus se autoriteit en in vers 16 definieer hy Christus se krag en heerlikheid. Ek wil dit vir jou lees. In vers 13 sê hy het iemand soos die seun van die mense sien en hy het 'n lang kleed aangetree en 'n goue band om sy bors wat gedra was. En hierdie is alles tekens van die grootheid en die majesteit van wie Jesus is. Vers 14, die hare op sy kop was so wit soos wit wol en soos sneeu, en sy oë is soos vuur gevlam. Praat van skoonheid en reinheid, iets wat gesuiwer word. Vers 15, sy voete was soos geel koper wat in smeltoond gloei, en sy stem soos die gedruis van groot watermassas. Sy autoriteit, sy grootheid, sy krag. En dan vers 16, in sy regterhand het hy 7 sterre gehad, en 'n skerp swaard met 2 snykante het uit sy mond uitgekom. En sy hele voorkant was soos die son wat op sy helderste skyn. Krag en heerlikheid. En so Johannes sien hierdie visioen van Jesus wat eintlik tussen hierdie 7 lampe, hierdie teken van lig eintlik beweeg, en hy beleef eintlik hierdie karakter van wie Jesus is.
In sy grootheid, sy majesteit, in sy skoonheid en autoriteit en sy krag en sy heerlikheid. En dan word hierdie eintlik herhaal weer in Openbaring 19. Jy kan dit gaan lees. Ek gaan dit nie vir jou lees nou nie, is Openbaring 19 vers 11 tot 16. Bevestig Johannes net weer, hy skryf weer eintlik oor hierdie grootheid en die openbaring van wie Jesus is. En dis eintlik konstant die tema in Openbaring, dis waaroor hierdie gaan, is dat jy Jesus meer en duideliker eintlik sal sien. Maar dan gaan hy, en dan beleef ons eintlik waar ons dalk vir Johannes kan ontmoet, in vers 17. Sien ons eintlik toe Johannes hom sien, het hy by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Dis vrees, het vir Johannes oorweldig. Hy was angstig. Maar die mooie ding is, kyk hoe kom die Here, hy het toe met sy regterhand aan my gevat en vir my gesê, moenie bang wees nie. Dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en ek lewe tot in alle ewigheid. En ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Skryf wat nou op wat jy gesien het, wat nou daar is en wat hierna gaan gebeur. En dit is die verbonde betekenis van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het en van die 7 goue lampstande. Die 7 sterre is die lederaars van die 7 gemeentes en die 7 lampe is die 7 gemeentes. En so, ek dink net wat ek hier, ons gaan baie tyd spandeer aan die lederaars en die 7 gemeentes vir die volgende 7 weke, maar wat ek nie wil hê jy moet mis nie is in hierdie grootheid en in hierdie oorweldigheid, in hierdie majesteit, die grootheid van wie God is, kom Johannes en hy beleef net soos angs, dis net vir hom te veel. Maar dan kom die Here en hy bemoedig hom, hy sê, hoor nee, jy hoef nie bang te wees, ek is die eerste en laaste, ek is die lewende, ek was dood, en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. Praat oor die grootheid en die autoriteit en die almag van die Here. En dit kom herinner hy vir Johannes, hoef nie bang te wees, ek is vir jou in hierdie. Maar my belewenis is baie keer is dit ons benadering teenoor Openbaring is ons het 'n vrees om dit te lees. Ons het 'n vrees vir wat daar binne is. En my hoop is so dat ek jou dan na die tweede laaste hoofstuk sal vat en net 8 verse met jou sal deel. Is Openbaring 21 vers 1 tot 8. Johannes skryf, Jesus maak hier dan bekend. Het gaan oor die nuwe hemel en die nuwe aarde. En hy skryf, toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn en die see het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem van God af uit die hemel af sien kom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by sy mense. Dis so mooi hier, hy sal by hulle bly en hulle sal sy volk wees en God sal self by hulle wees as hulle God. Die rede vriende, hoekom ek nie hoef bang te wees in hierdie tyd nie, is ons het 'n God wat by ons is. 'n God wat die ewigheid beplan het om by ons te wees. Hy gaan aan, hy sê, hy sal al hulle trane van hulle oë afdroog, die dood sal daar nie meer wees nie, ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Hierdie dinge van vroeër het verbygegaan. Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut, en daarna sê hy, hierdie skrif is betroubaar, skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar. Verder het hy vir my gesê, dit het klaar gebeur, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan elkeen wat dors het, sal ek te drinke gee uit die fontein met water van die lewe, verniet. Elkeen wat oorwinning behaal, sal dit alles kry, en ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees. Ons hoef nie te vrees vir die grootheid van God nie, want hy is vir ons. Ek dink dit gaan ons oorweldig. Ek dink dit gaan vir ons te veel wees. Ek dink die grootheid van God kan nie vir ons sin maak. Maar ons hoef nie vrees of angstigheid te beleef dat God teenoor ons sy wraak gaan kom uitoefen nie, want in sy oorwinning en in die verlossing wat Jesus vir ons bewerkstellig het, kan ons hom persoonlik ken. Maar daar's 'n waarskuwing ook in hierdie gedeelte, vers 8 skryf Johannes, hy sê, maar die wat bang en ontrou geword het, die losbandiges, die moordenaars, die onsedelikes, die bedrieërs, die afgodsdienaars en al die leenaars, hulle lot is die poel wat met vuur en swaal brand, en dit is die tweede dood. En dis hoe hierdie brief eindig. Hier aan die einde van hoofstuk 1 is oor hier het ons die 7 gemeentes en die 7 leraars wat in die hand van God is. En wat eintlik so beklemtoon dat hy is in beheer van dit. Hy is in beheer van die leierskap van die kerk. Hy is in beheer van sy gemeentes. Maar ek wil tog 3 gedagtes met jou deel rondom net hierdie hele eerste hoofstuk. Want volgende week gaan ons begin met die eerste kerk en vir volgende 7 weke gaan ons op hierdie gemeentes fokus, hierdie leraars en hierdie gemeentes. Maar kortliks wil ek met jou 3 gedagtes deel. En ek dink die eerste gedagte is weer eens eintlik net, kom ons begin as kerk hierdie boek begin bestudeer. Dit was my vreemd, snaaks vreemd, goed vreemd, toe ek buite tussen die dienste, na die eerste diens buite loop, dat party mans gooi hulle vrouens so 'n bietjie onder die bus. Sê, hoor jy moet met daai tannie praat. Sy moes geluister het volgens. En toe ek vra, wie van julle het al Openbaring gelees? Dis net die helfte van hulle. En van hulle soos ek het net halfpad gelees of ek het hom net begin, ek het hom nog nie klaar gelees nie. En my hoop is so vanoggend net in hierdie eenvoudige Bybelstudie manier dat jy sal sê, Here, ek het nog nie Openbaring gelees nie. Help my dat ek dit vandag sal lees. Help my dat ek dit in hierdie week sal lees. Weer eens oor hierdie belofte in vers 3 wat Jesus skryf, gesê, Johannes skryf dit, maar Jesus sê dit, geseënd is die een wat die woorde van hierdie profetiese brief, hierdie profetiese woord, hierdie profesie lees en wat dit hoor en ter harte neem, want die eindtyd is naby. Vriende, ek is oortuig ons bly in die eindtyd.
En so, die aanmoediging is oor die kom ons neem ter harte wat Jesus hier skryf. En dit laat my so dink aan die woorde van Jesus in Matteus 7, aan die einde van sy bergreeks, Matteus 5, 6 en 7 preek hy, en hy gee hierdie riglyne vir hoe ons as Christen moet leef. Maar aan die einde van hierdie boek, dan skryf hierdie eintlik hierdie beginsel, wat ek dink ons almal baie goed ken, en dis in Matteus 7 vers 24, waar Jesus sê, elkeen wat dan hierdie woorde van my hoor, en in hierdie woorde praat hy van die gedeelte in die preek wat hy in Matteus 5, 6 en 7 lees. Maar hy sê, elkeen wat dan hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met die verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Hy sê, die stortreën het geval en die vloedwaters het afgekom, die wind het teen daardie huis gewaai en daarin geruk, en tog het dit nie ingestort nie, want die fundament was op rots. Maar dan sê Jesus ook, en elkeen wat hierdie woorde hoor, van my hoor en nie daarvolgens handel nie, wat nie daarvolgens leef nie, wat dit nie ter harte neem nie, wat nie iets doen met dit nie, kan vergelyk word met die dwaas wat sy huis op die sand gebou het. En die stortreën het geval, die vloedwaters het gekom, die wind het teen daardie huis gewaai en daarin geruk, en daardie huis het ineengestort en is heeltemal verwoes. Ek dink dit is belangrik vir my en jou, dat as ons sê ons wil die wyse man wees ons, is dat ons die woorde wat die Here vir ons in Openbaring gee oor wie hy is, dat ons dit sal lees, dat ons dit sal hoor, maar dat ons dit ook ter harte sal neem, want die waarskuwing daai opdrag is, van die eindtyd is naby. En so mag die Here iets in jou hart doen vandag, so Here help my dat ek 'n dringendheid ontwikkel, die vrees van hierdie boek sal los. Jy sal vertrou dat U Jouself my sal openbaar. Ek dink die tweede ding, is baie duidelik in vers 7 is ons moet seker maak die storie is reg. Openbaring 7, tema van die boek is Jesus kom weer ons. En maak nie saak wat die oortuiging is van hoe dit gebeur nie, my hoop is so dat jy sal weet, wanneer Jesus kom, vriende, moet jy reg wees. En so jy moet definieer, is ek die ouens wat gaan wegkry wanneer Jesus terugkom, of gaan ek die ouens wees wat opgewonde is, en ek sien so uit, en ek kan nie wag dat Jesus weer terugkom nie. Want die realiteit is, vriende, hy kom. Jy kan sê, dit gaan jy so 2000 jaar gebeur, en dit beteken, hy kom nog steeds. En so ek en jy moet seker maak, Here, is ek aan die kant, of is ek net iemand wat vir die wêreld lyk, of ek jy volg? My hoop so is, dat jy sal besluit maak, as Here, help my dat ek saam met U pad stap. Help my dat ek U ken, help my dat ek my storie met U regmaak. Dat ek opgewonde wees, of U vandag kom, en of U oor 2000 jaar kom. Dat my storie met U reg is. Maar dan die laaste gedagte is, ek dink, mag jy in Jesus eintlik die oorwinning beleef wanneer jy hierdie boek lees. Dalk moet dit die rede wees hoekom jy hierdie boek moet bestudeer, is jy moet herinner word aan die oorwinning wat ons in Jesus vind. In vers 5 is dit tog onderliggend die voorloop vir die tema van hierdie boek. Hy skryf vers 5, van Jesus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood het opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos, en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God, sy Vader. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Aan die einde van hierdie hoofstuk, vers 18 sê Jesus, ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. Daar's oorwinning, vriende, hierdie boek herinner ons aan die oorwinning in Jesus. En so ek ken nie jou storie nie, en ek wil nie nou 'n ander preek begin nie, maar my hoop is so, as jy op 'n plek is wat jy herinner moet word aan die oorwinning wat Jesus vir jou bewerkstellig het, moet jy Openbaring lees. Mag die Here iets in jou wakker maak om sê, Here, help my, geef my honger en dors vir U woord. Geef my honger en dors, Here, dat ek jou op 'n ander manier sal vind. Nie dat hierdie boek beter as ander is nie, maar daar's sekere dele in hierdie boek wat ons nie in ander boeke vind nie. En dat ons Here sal vertrou, Here, help my dat ek die oorwinning wat U vir ons behaal het, sal beleef. Laat my nou weer eens dink aan die tyd wie ek praat, toe sy halfpad met Openbaring ophou, toe sê ek soos, maar die oorwinning het nog nie gekom daar nie. Die oorwinning. Dis aan die einde. En hoewel Jesus die oorwinning behaal het reeds op aarde en vir ons plek voorberei het, is my hoop so dat jy die Openbaring sal deurlees en herinner sal word dat Jesus het gewen ons. En hy kom terug om ons te kom haal, die wat hom kies. Kom ons lê oor. Kom ons bid. Here Jesus, dankie vir hierdie Openbaring, Here, wat U vir ons kom gee het. Dankie, Here, dat U 'n boek bedoel het, Here, om Uself nog meer te definieer vir die mense. En ek wil vir myself, vir ons as kerk, vir almal aanlyn kom bid, Here. Mag U vir ons kom help met hierdie boek, Here. Ek besef, Here, daar's klomp redes hoekom ons hom nie lees, en mag U dit kom wegvat en ons kom help, Here, dat ons die woord sal lees. Hierdie hoofstuk 1, Here, so inleidend is vir hoe U met die kerk handel, en ek is opgewonde oor wat U in die volgende 7 weke wil doen, Here, maar hierdie eerste hoofstuk herinner ons, Here, aan die waarde wat ons in U het, in ons verhouding met U, Here. Die realiteit van die realiteit dat U terugkom. Die realiteit, Here, dat wanneer U terugkom, mense U nog nie ken het, sal hulle die res van ewigheid nie saam met U wees nie. En so ek kom bid eerstens net vir almal hier vandag, almal aanlyn, Here, mag elkeen van ons kom seker maak dat ons saak met U reg is, Here. Ek bid dit vir ons wat al jare saam met hierdie pad stap en mense wat U nog nooit geken het nie. Mag ons herinner word dat ons tyd op aarde is kort en dat U kom weer, Here. Mag dit ons dring ook, Here, dat ons nie hierdie wonderlike voorreg van oorwinning vir onsself sal hou nie, maar vir iemand gaan uitdeel. Dat ons iets sal gaan doen iewers
sodat mense U sal leer ken, Here. Maar kom help ons, Here, ek bid vir hierdie volgende 8 weke, dat U vir ons honger en dors sal gee vir die woord. Heilige Gees, mag U elkeen ontmoet waar hulle is in dit, en vir hulle die woord oopbreek, sodat hulle die openbaring van wie Jesus is nog meer sal sien. Maar dankie vir die oorwinning in hierdie boek, Here. Dit herinner ons, Here, U het gewen. Ons is reeds oorwinnaars in U, skryf Paulus, Here. En so mag ons ook, soos die volgelinge in Jesaja so sê, Here, ons wag vir U, Here. Ons sien met haar opgewondenheid uit dat U weer kom. Kom help vir ons, Here, soos ons wag, dat ons by U sal bly. Ons kom vra dit, Here, in Jesus naam.